Ons tema volg eintlik op die vorige 2 temas en vandag sinne praat ons oor God se plan deur jou lewe. En miskien moet ek afskop met 'n vraag. En daai vraag is: dink jy dat God al deur jou lewe gewerk het? Het jy al ooit gedink dat dit miskien sy plan van die begin af, van jou geboorte af was? Julle, ek is bevoorreg en ek sal dit altyd onthou. Ek het in 'n gelowige huis groot geraak. En van my mooiste kindermemories is hoe ons elke oggend voor skool, dan ons op my pa en ma se bed gespring, en dan het my ma vir ons eers uit die kinderbybel gelees, en toe uit die Bybel, en ek onthou dit tot vandag toe. En ek glo dat sy kardinaal op die ouene was, in my, nie net in my lewe as 'n roeping om voltyds in die diens van die Here te staan nie, maar as 'n gelowige. En dan dink ek, sy het nooit 'n kansel gehad nie. Maar eintlik het God so kragtig deur haar gewerk. En ek dink baie van julle sal presies dieselfde kan sê. Dit is miskien nie 'n ma of 'n ouma nie, maar 'n vriend of iemand wat regtig 'n impak in jou lewe gehad het, 'n geestelike impak gehad het. En hulle het nooit gepreek van 'n kansel af, maar hulle het dit gelewe. En dit bring ons eintlik so op 'n manier mooi by ons tema uit, want in Efesiërs 2 vers 10 staan daar: want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En het jy al dan ooit gewonder, sommer net gewonder, wat doen God deur my lewe? Het jy, dis mos nie altyd gedagtes wat ons sommer net so liekraak het nie, maar dis hoekom ek julle half intentioneel wil sê, het jy al gewonder, wat doen God deur jou lewe? Nie net vir jou nie, want partykeer is ons so gefokus op dit wat God vir ons moet doen, maar wat God deur jou gedoen het, wat het God deur my gedoen? Want ons lewe mos in hierdie individualistiese wêreld van, maak jou eie planne, jy is in beheer van jou lewe, en dan kom God, en ons gaan nou net die volle gedeeltetjie weer lees, Efesiërs 2 vers 8 tot 10, en dan sê hy, maar ek het reeds 'n plan, en ek wil daardie plan deur jou lewe uitvoer. So om 'n bietjie konteks aan ons tema te gee, kom ons lees Efesiërs 2 vers 8 tot 10 saam. Paulus skryf daar in die gemeente in Efese, dan sê hy die volgende: want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Weet julle, ek moet eintlik sê dat Efesiërs 2 vers 8 tot 10 is eintlik Paulus se meesterlike verduideliking van redding deur genade. Want vers 8 en 9 kom beklemtoon hy dat ons nie deur ons goeie werke gered word nie. Ons word uit genade gered, dis 'n gawe van God. En dan kom hy in vers 10 en dan draai hy dit om. Dan sê hy, ons is nie gered deur goeie werke nie, maar ons is gered tot goeie werke, wat God lank reeds al beplan het. En dis 'n radikale verskil. Die Griekse verklaring vir ons is sy maaksel, is die woordjie poemia, waarvan die Engelse die woordjie poem kry, en waarvan ons in Afrikaans poesie kry. En daar sien julle mooi wat dit beteken. Dit beteken 'n kunswerk, 'n meesterstuk. So jy is nie dis toevallig nie. Jy is God se poesie, jy is God se meesterwerk, jy is God se kunswerk in wording. Is dit nie 'n ongelooflike gedagte dat jy nie net iewers liekraak, maar hier in hierdie ruimte en tyd bestaan nie, maar dat jy God se plan was en dat God ook deur jou 'n plan het. Ek dink die eerste ding wat regtig na vore kom uit hierdie teksgedeelte is dat God werk deur gewone mense. God werk deur gewone mense vir sy ongewone doeleindes. Hy doen ongelooflike goed deur gewone mense wat hom beskikbaar is.
Dis waarom 'n ouer versie soos in 1 Korintiërs 1 vers 27 tot 29 kry, wat sê God kies die dwaashede van die wêreld om die wyses te beskaam. Want God se plan maak nie altyd wêreldsin nie. Die wêreld werk met 'n ander stelsel. En ons sien mooi voorbeelde daarvan uit die Bybel, miskien uit die Ou Testament, sien ons daarso in Moses, vir Moses uit Eksodus 3, hierdie hakkelaar wat op die ou einde hierdie bevryder van God se volk raak daar in Egipte. So hy het hierdie swakhede gehad, maar God het nie vasgestaar teen Moses se swakhede nie. En ek wil vir jou sê, wat jy ook al miskien van jouself mag dink, waar jy ook al miskien dink, maar ek is nie goed, ek skiet hier en daar tekort. God staar nie vas teen jou swakhede nie. Hy staar nie vas teen die goed wat jy nog in jou lewe moet uitsorteer nie. Hy kan dwars deur daardie goeders werk. Want en julle ken mos die kliseë gesegde wat sê, God soek nie bekwame mense nie. Hy bekwaam almal wat gehoorsaam is, wat beskikbaar is. So God soek beskikbaarheid. Hy sal sorg vir die bekwaamheid. Wanneer die teks sê ons is geroep tot goeie werke, is die woordjie daar, verroep is kara. En kara beteken nie net om te sê kom hier nie, maar om te sê jy word geroep met 'n spesifieke doel. So as ons geroep is tot goeie werke, word ons geroep tot 'n spesifieke doel. God het iets in gedagte. En daai goed is nie noodwendig al hierdie groot dinge wat ons moet doen nie. Dis verseker, dit kan dit insluit, maar is nie beperk daartoe nie. Ek wil vir jou sê, as 'n gelowige wat regtig die lig in die duisternis uitlewe, is alles wat jy doen, daai handdruk wat jy vir iemand gee, wat eensaam is, daai gebed, elke daad van liefde, God gebruik dit. Jou gewone lewe word buitengewoon wanneer jy dit in God se hande plaas. Dis 'n belangrike stelling hierdie hele. Jou gewone lewe raak buitengewoon wanneer jy dit in God se hande kom plaas. Ek dink die tweede ding wat hierdie teksgedeelte vir ons eintlik mooi wil sê, is dat God berei die werk voor, maar ook die werker. Die goeie werke waartoe hy ons geroep het. So hy berei die werk voor, hy het die plan, hy weet wat gedoen moet word, maar hy berei ook vir jou en vir my voor. Die Griekse woord is weer protimazo, wat sê, protimazo in Grieks beteken, wat vooraf voorberei of vooraf gereed gemaak is, in daardie detail. En dis so wonderlik om te weet dat Paulus kom sê nie hier, maar God soek iets vir jou om te doen nie. Hy het dit reeds voorberei. So hy dink, wat sal Hugo vandag doen? Wat sal ek nou vir Hugo vandag roep, of vir Helgard, of vir Nikkie vandag laat doen? Ek het hierdie paar goedjies. Hy het die goeie werke alreeds ons voorberei. Ons moet net die geestelike oë hê om dit raak te sien. En dat dit gebeur deur ons daaglikse lewe. Weereens, en ek dink dis deel van die wonder van die Harvester kursus wat ons nou oor 35 weke wil doen, is dat ons moet leer hoe God ons gebruik in ons daaglikse lewe. En dat dit so eenvoudig soos dit is. So, God se plan vir jou lewe is nie improvisasie nie. Hy moet nie elke dag iets niets uitdink nie. Sy plan vir jou lewe is fyn ontwerp. As ons weer na die Griekse woord kyk, is in detail voorberei. Dink byvoorbeeld, kom ons spring weer terug na die Ou Testament. Dink, daar's vir Josef in Genesis 50, waar hy vir sy broers op die einde sê, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goeie bedoel. So Josef se hele storie het God nie onkant gevang nie, van waar hy deur sy broers verkoop is, in Potifar se huis is, en God het aldus, ook die sleg, en dit wat moet ons ook soms raak sien, ook die sleg wat gebeur het hy gebruik om Josef te vorm, van half iemand van 'n arrogante ouetjie wat sê, kyk na my mooi kleed, tot iemand wat dan die onderkoning van Egipte raak. So Josef se beproewings het die pad voorberei om 'n volk te red. Ek dink altyd in terme van hierdie ding dat
Dis God het ons bestem tot goeie werke wat al vooraf in detail uitgewerk het. Dink maar in die huis wat jy bly. Voordat jy in daai huis gebly het, voordat die huis gebou is, was daar 'n argitek gewees wat daar elke kamertjie in die kombuis en die badkamers mooi uitgeteken het. Daai huis was vooraf beplan en toe sy gebou. En so het die Here alles mooi fyn vooraf beplan. Dis vir ons moeilike konsepte om te verstaan, want ons is so vasgevang in 'n ruimte en in tyd, dat ons kan nie dink hoe werk dit as 'n wese buite ruimte en tyd beweeg nie. Want dit klink net nie vir ons logies nie. En dan kan dit partykeer klink asof ons robotte is. Dit is nie, maar God weet wat die keuses is wat ons gaan uitoefen, omdat hy buite ruimte en tyd staan. En mense begin dit nou al hoe probeer verklaar met kwantumteorie en goeters, wat in elk geval te hoog vir my kop is. Maar die feit is dat die Here staan buite dit. En dit maak baie geestelike beginsels, as ons eerlik met onsself wil wees, maak dit soms vir ons moeilik om te verstaan. En ek dink dis waar geloof inkom, daai vaste vertroue. So wanneer jy toelaat dat God deur jou werk, dan word jou lewe 'n venster waardeur God se karakter sigbaar word in die lewe. Daai goeie werke is is in Grieks kalos ergon, wat beteken nie net morele goeie werke nie, maar dit is dade wat aantreklik is. So lewe ons prakties so dat ons lewe God aantreklik maak vir ander mense. Weet, want dit is wanneer mense deur jou die venster, dat jy die venster raak waardeur mense God se karakter sien. Ek dink die laaste punt uit hierdie teksgedeelte wat belangrik is dat dit sal alles mooi en waar wees as ons tot hier kan kom. Maar as ons nie die volgende stapie kom nie, is dit niks werd nie. En dit is dat God se plan vra gehoorsaamheid in die alledaagse, net in jou lewe elke dag. In Lukas 16 vers 10 sê dit so mooi: hy wat getrou is in die minste is ook in die groote getrou. Ons moet in die klein dingetjies van die Here moet ons getrou wees. En dan daai woordjie wat getrou is in Grieks is vir my so interessant geweest, want ek het dit nooit van tevore raak gelees het. Is die woordjie pistos. En die van julle wat nou al bietjie weet, is dis die Griekse woord eintlik vir geloof. Daai om getrou te wees. En daai pistos is in Engels eintlik baie naby reg verklaar. Want wat is hoe word dit vertaal in Engels as jy een van die Engelse vertalings lees? Dan staan daar faithfully. Betroubaar, wat ons nou sal sê getrou en betroubaar. Faithfully. So God sê dat ons moet betroubaar wees, want hy wat getrou is, betroubaar is in die minste, is ook in die groote betroubaar. So, die Here kan ongelooflike, wonderlike goed deur ons doen. Hy verwag dat ons sal reageer, selfs soms wanneer ons nie die volle prentjie sien nie. Hy wil net hê ons moet beskikbaar wees. Al sien ons nie die volle prentjie nie. En partykeer julle is dit moeilik, want die een ding, ek het dit juis op die kamp ook weer gesê, wat ek het nogal so 'n paar goeters wat ek glo oor mense, oor die meeste mense. En een van die dinge is dat ek glo almal van ons is in 'n mate control freaks. In 'n minder of meerdere mate, maar ons wil in beheer wees. En dit is soms so moeilik om oor te gee. En as ons sê dat God gebruik mense wat beskikbaar bly, selfs sonder dat hulle die volle prentjie gee, dan maak dit partykeer moeilik vir ons, want ons wil die volle prentjie sien voordat ons reageer. En dis waar geloofsgehoorsaamheid soms nie so maklik is om te doen nie. Julle, as ek dit kan saamvat, dan dink ek is daar, alhoewel elkeen van ons se lewens uniek is, regtig uniek is daar 4 goedes wat waar is vir elkeen van ons, in terme van God wat deur ons verwerk. Die eerste een is Efesiërs 2 vers 10, jy's God se maaksel,
bestem tot goeie werke wat hy voorberei. En dit is dat jy sal erken dat God jou geskaap het met 'n doel. Jy's nie net lukraak sommer net hierso in hierdie ruimte en tyd nie. Die tweede ding is dat jy moet aanvaar dat hy werke vir jou voorberei het. Jy hoef dit nie self te gaan skep nie. Hy gaan geleenthede oor jou pad bring wat sal maak dat jy sy goeie werke daar kan doen. Jy hoef nie geestelike goed te gaan genereer dat dit gebeur nie. Die derde een is dat jy moet toelaat dat hy deur jou werk om lig vir ander mense te wees, dat ander mense deur jou lewe 'n venstertjie het op God se karakter. En dan nommer 4 wat eintlik dit alles moontlik maak, is dat jy moet leer om gehoorsaam te leef in die klein dingetjies. En hy sal die res vir jou uitsorteer. Ek dink dit is daai 4 punte uit hierdie teksgedeelte is waar vir elkeen van ons, ongeag ons unieke menswees en hoe God ons wil gebruik. Maar nou ja, dit help alles niks as ons nie weet wat gaan doen ek as ek nou hier uitstap nie. Wat kan ek prakties gaan doen om aan daai 4 dinge, ek wil amper sê, praktiese uitvoering te gee in my lewe elke dag. Ek dink die eerste ding is gebed, en baie van ons praktiese stappe begin by gebed in die oggend. Here, wys my vandag wie U deur my wil raak. Wys my, Here, wie U deur my wil raak. Met daai gebed bely jy en erken jy dat God wil deur jou werk. En julle, dis die waarheid. Soos wat elkeen van ons hierso sit. Ongeag van waar jy nou al op jou geestelike reis is, God wil deur jou werk. So vra vir hom, Here, wys my waar U vandag deur my wil werk. Ek dink die tweede ding is ons moet baie meer intentioneel lewe. So doen een daad van goedheid wat iemand anders se nader aan die Here kan bring. Dit kan 'n gebed vir iemand wees, dit kan 'n oor wees vir iemand wat nodig is om te hoor. Dit kan 'n besoek wees aan iemand wat so eensaam is. Maar doen een daad van goedheid vir iemand wat iets van God se karakter vir daardie persoon sal openbaar. En dan wil ek amper sê, en ek is bely dat ek is self so swak daarin, is om te joernaal of om neer te skryf. Watter gawes of watter geleenthede het God in my lewe geplaas waardeur hy my kan gebruik? Het jy dan al 'n idee waarin jy goed is? Watter gawes het die Here vir jou gegee? Watter vermoëns het die Here vir jou gegee? Skryf dit 'n bietjie neer, dat jy moet nie vroom wees nie, of 'n valse vroomheid hê nie. Skryf dit neer wat jy goed kan doen. En kyk, hoe kan hy dit gebruik? Want hy wil dit gebruik. En dan die maklikste, vir party die moeilikste, is die 4de een, en dit is deel jou getuienis. Vertel vir iemand wat die Here al vir jou gedoen het, deur jou gedoen het. Dit versterk geloof. Ek dink dis een van die kragtigste dinge in gelowiges se lewe, om te hoor hoe God nog steeds vandag nog aktief werksaam is in mense se lewe. En julle in hierdie gemeente weet ek al reeds vir honderde getuienisse wat ons met mekaar kan deel van hoe God al vir my iets gedoen het, maar ook deur my iets gedoen het. En dan die laaste een is, ek het nou nie geweet hoe om dit lekker te bewoord nie, maar ek gaan dit vir julle probeer verduidelik. En dit is leef met oop oë. En wat ek daarmee wil sê is, moenie net na mense kyk nie, maar kyk vir mense. En wat ek probeer sê is, wees op die uitkyk vir wat die Here vir jou wil doen. Ons kan so maklik net na mense kyk en soms oordeel hulle vel of dinge raak sien, terwyl ons eintlik 'n hart vir mense moet hê. Dis wat ek wil sê, leef met oop oë. Ou sou ook ons sê, leef met sagte oë wanneer jy na ander mense kyk. Leef met sagte oë, want ons kyk baie keer nie met sagte oë na ander mense nie, want ons stap nie in hulle skoene nie. En as ons met sagte oë na mense kyk, dan het ons sommer onmiddellik meer genade ook vir hulle, ook vir dit wat miskien nie reg is nie. Leef met oop oë. Miskien moet ek eerder sê, leef met sagte oë. Dit klink vir my nou beter. Julle, God se plan vir jou lewe is nie net om iets vir jou te doen nie.
Dis iets wat hy deur jou wil doen. En as jy dit snap, snap jy iets groots. En dis waar die pad van volgelingskap regtig waar begin. So die uitdaging is, laat hom dit vandag in jou lewe begin. As jy dit nog nie gedoen het nie, laat hom vandag begin. Deur jou, nie net vir jou nie, maar deur jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms is ons lewens, ons geloofslewens so gerig op dit wat U vir ons doen. En ons is soms so opgewonde daaroor. En so bewus van U goedheid in ons lewens, dat ons soms vergeet, maar U het ons uit genade gered, die gawe wat U vir ons gegee het, uit geloof uit. U het ons nie geroep om gered te word uit goeie werke nie. Maar wanneer ons by U genade ons lewe beleef het, dat U ons gered het uit U genade, en dan weet ons dan het U ons bestem tot goeie werke. Dan is die werke wat daaruit vloei, die goeie werke, 'n respons op U ongelooflike groot genade wat ons kan ervaar in ons lewe. En Here, vandag met veral Efesiërs 2 vers 8 tot 10 in ons koppe, mag ons respons die uitleef wees van daardie goeie werke waartoe U ons bestem het. Daai goed wat U al in detail, daai kunswerk in detail vir ons uitgewerk het. Gee vir ons nie net die sagte oë nie, maar ook die wakker oë om U geleenthede raak te sien. Here, dankie. Dankie dat ons 'n geloofsgesin en familie kan wees wat mekaar daartoe kan help. So seën ons ook met die wysheid van U Gees wanneer ons hierdie probeer uitlewe. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen.